sê hoe julle, ek besef nou, ek was vir 2 weke met vakansie, en toe sit ek sou daai Sondag gepreek het van die kamp, maar Chris het mooi gevra, hy wil preek, sê ek, okay. Toe sit Kenneth, so ek het vir 4 Sondae in 'n ry nie gepreek nie. Dis die eerste keer sedert ek in die Kaap is. Ek is vanoggend op my senuwees. Ek is op my senuwees. En hier's 'n tannie wat hier vir my gesê het, ek's vanoggend vir die eerste keer hier, so jy beter goed doen. Ag, ek bid so dat niemand vanoggend hier teleurgestel uit sal stap nie. Weet julle, Paulus sê, dis nie met die welsprekendheid van mense, dis nie met diep kennis van die Grieke nie. Ek staan voor julle met die eenvoud van die evangelie. En Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vers 2, ek het my onderneem om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus en hom met Christus as gekruisigde nie. En dis wat ek hoop ek kan vanoggend met julle bespreek. Daar is die graad 6 en 7 sonnaskool nie, graad 6 en 7 is julle kan vanoggend bly. Vanoggend wil ek met julle praat. Kenneth het laasweek gepraat oor vrees, ek sal nou ietsie meer daaroor sê, en ons is in 'n moeilike tyd, dis 'n de mekaar tyd, as jy nie die politiek volg en die koerante volg nie, good for you, vir die res van ons is, wat gaan nou aan, en hierdie goeders raak ons, en baie keer in ons persoonlike lewe is dit groter, en die vraag is, help, ek gaan deur 'n moeilike tyd, en jy sit hier, en baie keer gaan ek deur 'n moeilike tyd, en ek sê niemand daarvan nie, vir ons mans, ons is mos so taaf so staal, nê? En die binnekant is daar 'n storm besig om te woed. En ek weet nie, en dit kan wees of dit finansiëel is, dit kan wees of dit gesondheid is, dit kan wees my verhoudings, my huwelik. Dit kan sommer net wees omdat ek onseker is. En baie keer hierdie wêreld is 'n onsekere plek. Beleef julle dit ook so? En as jy gaan dink daaroor, ek weet nie hoe maak mense dit wat nie aan die Here Jesus behoort nie. Ek moet vir julle eerlik wees. Elke keer, wie van julle het ook so baie keer so oomblik, net so oomblik, wat jou bootjie in die ronde begin tol en jy dink, o, jene, hier gaan ek. Wie van julle voel baie keer so? En dan moet ek myself herinner, wow, ek behoort aan die Here. Daar's ander reëls wat op my lewe van toepassing is. En ek kan vashou in die Here Jesus. Wie kan 'n bietjie sê prys die Here? En volgende wil ek vir jou, ek gee vir jou hoop, ek het seker die mees depressingste boodskap wat daar is. En ek gaan dit doen met 'n smile. Okay, want ons het hoop in hierdie wêreld. En Kenneth het laasweek gepraat oor vrees. Ek en uiteindelik voor die tyd het ons lekker gepraat. En ek het nie geweet ons boodskappe gaan so in mekaar invloei nie. Maar hier is dit nou. As jy laasweek se boodskap gemis het, gaan kyk het oor vrees. Was baie goed geweest. So almal van ons, en dis 'n belangrike ding wat jy moet weet, almal van ons gaan van tyd tot tyd deur 'n moeilike tyd. Wie van julle het al 'n werk verloor? Wie van julle het 'n werk verloor al in jou lewe? Dis nie 'n lekker ding nie. Wie van julle was al omkant betrap die rentekoerse wat opgaan en jy kon jou huis amper nie bekostig nie? Wie van julle was al daar? Okay? Wie van julle het al ons kan nou vra, wie van julle moenie hande opskiet, wie van julle deur 'n egskeiding gegaan? Wie van julle moes iemand aan die dood afstaan? Wie van julle moes deur gesondheidsprobleme gaan? Of wie van julle moes al deur 'n huwelikskrisis gegaan het, wat jy net skielik is, jou drome en jou ideale? Ek praat in die week met 'n vrou, ons was 'n bietjie in die Cederberg, en ek praat met haar, sy sê haar man is dood op 60. Sy moet nou die plek bestuur. En sy sê, partykeer gaan sy na haar man se graf toe, en dan raas sy met hom. Sy sê, jy los my alleen met die besigheid, en ek het drome gehad, ek het ideale gehad, en dit kan in 'n oomblik alles van die tafel afgevee word, sonder dat jy dit kan voorspel of dit weet vooraf. So, almal van ons gaan van tyd tot tyd deur 'n moeilike tyd, en ek wil vanoggend met jou praat oor hoe behoort ek en jy, wat die Here Jesus in ons lewe het, hoe behoort ons daarna te kyk. Ek hoop ek bied vandag vir jou 'n nuwe perspektief, want weet julle wat, 'n kind van die Here behoort nie dieselfde te gaan deur 'n krisis as iemand in die wêreld nie. Want Jesus is in ons. En as Jesus in jou is, dan moet jy vir jouself sê, ek het 'n keuse hoe ek my krisis gaan hanteer. Ek kan kies om dit te hanteer soos wat ek dit sou doen sonder Jesus. Maar wag, ek is nou, hulle sê mos before Christ en after Christ. Ek het nou Jesus in my lewe en daarom hanteer ek dinge anders. Maar ouens, dis 'n keuse. Dis 'n keuse wat ek moet maak. En dis waar ek vanoggend met julle wil praat. Paulus skryf, en ons gaan 'n bietjie stil staan later aan hierby. Paulus skryf in Efesiërs 6 vers 13. Hy sê, trek daarom die volle wapenrusting aan wat God vir julle gee. So met ander woorde, as gelowige, gee God vir jou iets. Hy gee vir die wapenrusting. Jy het toegang daartoe. Hy sê wat God vir julle gee, sodat julle weerstand kan bied. En hoor nou hierdie woorde. In die dag van. So wat beteken dit? Dit beteken daar kom 'n dag van. Daar kom 'n moeilikheid, dankie oom. Daar kom 'n dag in almal se lewens wat moeilikheid gaan kom. Dis gewaarborg. Daar's net 3 tipe mense in hierdie lewe.
Een wat op pad is na moeilikheid, een in die moeilikheid en een wat nou net daar uit is. En jy moet jou vra, waar is ek nou? Is ek op pad, is ek uit, is ek in? En daai dag van onheil kom vir almal van ons, maar Paulus sê, daarom moet ek voorbereid wees. Dis nie iets wat ek daar doen nie, dis iets wat ek elke dag doen, sodat ek gereed kan wees as daai onheil kom. Hy sê, trek daarom die volle wapenrusting aan, wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En hier is die ding, wat ek nie kan doen sonder die Here Jesus nie, wat ek nie kan doen sonder die wapenrusting nie. Hy sê, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly. Hier is die ding, dit maak nie saak hoe groot die krisis is waardeur jy gaan in jou lewe nie. Twee goed is waar, jy gaan nie staande bly sonder die Here Jesus nie. En die tweede ding is, jy kan staande bly in die Here Jesus. En dis 'n keuse wat ek moet maak. Ek moet kies. Gaan ek my krisis saam met die Here Jesus deurgaan? Of gaan ek soos 'n afkop hoender te kere gaan as my krisis kom? Almal van ons gaan deur krisisse. Ek het deur 'n klomp krisisse gegaan in my lewe. Jy deur 'n klomp krisisse. Ek dink baie keer gaan ons deur 'n krisis en ons dink, I'm the only one. Ek is die enigste een. So okay. Almal van ons kry hierdie moeilike dae en baie keer is dit as gevolg van sonde. En ek moet eerlik wees, as hierdie ding wat in my lewe nou gebeur, as gevolg van my eie sonde is, dan moet ek dit bely voor die Here. Ek moet vir die Here jammer sê. Ek moet gaan regmaak met die mense teenoor wie ek gesondig het en aanbeweeg. Baie keer maak ek oordeelsfoute. Ek het 'n verskriklike oordeelsfout laas jaar gemaak. 'n Verskriklike ding het my 'n klomp geld gekos en ek was so kwaad, ek was so hartseer, ek was so angstig, ek was sommer alles. En die Here het my mooi gehelp daardeur. En ek wil sê dit vir julle dat julle weet, hoorie, ek maak ook foute, hoor. Ek sit nie net daar met my lesenaar en berei preke voor en ek sien niks wat aangaan nie. Ek maak ook foute. Okay, baie keer maak ander mense foute net 'n impak op my. Maar baie keer gebruik die Here hierdie goeters in my lewe om iets anders te bereik. En ek weet nie wat jou krisis is nie, is dit gevolg van jou sonde, is dit gevolg van jou foute, is dit gevolg van ander se foute, is dit net the way the cookie crumbled for you? Jy moet dit as 'n offer bring vir die Here en te sê, Here, hier is dit. Ek gee dit vir U. U kan van my krisis, He can make a message out of my mess. Hy kan iets wonderlik bring. Hy kan 'n blom laat opkom in die middel van die Tankwa Karoo. Wie van julle het al dit gesien met julle eie oë? Okay, so wat moet ons weet? Hierdie lewe is 'n geestelike stryd. En dis die een ding wat ek en jy vanoggend moet klik. Daar's 'n geestelike stryd wat aangaan, wat ek nie met my oë kan sien nie. En die oomblik as ek dit klik, dan kan ek vorentoe begin gaan. Ek moet besef, al my broers en susters in Christus het hierdie selfde stryd. Die ou wat langs jou sit het dieselfde stryd as ek en jy. Nou wil ek met dit in gedagte, julle vat na Job, en ek gaan lees uit die nuwe vertaling, ek gaan hoofstuk 1 lees. As jy by Psalms kom, moet jy net een boek teruggaan, dis die laaste boek voor Job, so jy kan jou boek oopmaak, jou Bybel oopmaak by Job 1, en ons gaan daar saam lees. Ek dink nie dit is my Bybel vir oggend nie, ek doen dit weer na die tyd. Okay, so Job 1 is julle Bybels oop daarso. Ek gaan vir julle lees, ek gaan nie al die verse lees nie, maar gaan lees Job 1 en 2 in jou eie stilte tyd, bidend, en gaan kyk hoe 'n kind van die Here krisisse behoort te hanteer. Is julle reg daarvoor? So Job 1 vanaf vers 1 lees, ons in die land is, was daar 'n man met die naam Job. Nou ons is nie seker waar die land is nie, as 'n paar mense wat sê hulle is seker, ons kan nie eintlik ons vinger op die ou antieke kaart sit en sê waar dit is nie, maar daar was 'n land met die naam is, in die antieke tyd, en Job het daar gebly, en hy was 'n vrome en opregte man, en het God gedien, en het die kwaad vermy. So hier word in die eerste verse vir ons gesê, hier's 'n man, wat jy deur 'n ring kan trek, hy kan enige dag voor die Here staan, want die Here het 'n woord oor hom te sê. Hierdie is 'n man wat na my hart leef, soos Dawid. Hierdie man leef reg, hy leef heilig, hy leef die pad wat ek wil hê hy moet leef. Dit word in die begin gesê. Want dit gaan jy nodig hê om te weet in die volgende verse. Ons lees, nie net het hy aan God behoort en het God gedien nie, ons lees, hy het 7 seuns en 3 dogters gehad. Hy was ook die eienaar van 7000 stuks vee, 3000 kamele, 500 paar trekosse, 500 donkies en baie slawe. Onder die mense in die ooste, die ganse ooste, was hy die belangrikste man. Hy was die Elon Musk van sy tyd, as jy nou wil. Hy was skatryk en almal het dit geweet. En had nog iemand dit geweet. Want sien, wat hierna volg in jou Bybel is 'n gesprek wat in die hemel afspeel tussen God en Satan. En wat ons nou nog gaan kyk na, dis deel van ons teks wat ons later nog gaan kyk. En dan direk daarna bars alle chaos uit.
En Job se lewe verander. Hy verloor al sy donkies, hy verloor sy slawe, hy verloor. Verbeel jouself jou huis brand af. Verbeel jouself jy kom by die huis en jou huis is afgebrand, jou kar het afgebrand, jy het jou werk verloor. Die versekering sê vir jou, hulle gaan nie uitbetaal vir enigiets nie, watter rede ook al, en daar's alles weg. Verbeel jouself jy bly in 'n land waar daar 'n tsunami alles wegvat. En die versekering sê net, ons kan nie alles betaal nie, sorry, ons is bankrot. Verbeel jouself in daai situasie. Voel jy daai wanhoopigheid? Jy kry, want die een slaaf na die ander slaaf kom dan sê, meneer, al jou donkies is dood, al jou beeste is dood, al jou slawe is dood, alles is weg, gone. Net so. En een hoogwing. Dink julle dis die ergste? Hoor wat gebeur toe in vers 18. Al hierdie slawe kom so een na hom. Toe ons lees, hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus. Nou, wie van julle het kinders? Ek wil dit eg maak vir jou. Ek wil hê jy moet net Job se hart voel. Ek wil hê jy moet hoor as jy hierdie nuus sou kry. En 'n paar van julle het al hierdie nuus gehoor. Die seuns en die dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer. Met eens het daar 'n sterk wind van die woestyn se kant af opgekom en die huis van al 4 kante af op die kinders omgewaai. En dit staan in die Bybel, en almal is dood. Kan jy Job se hart voel op hierdie oomblik? Hoor julle, as ek nou moet hoor my huis het afgebrand, gaan ek hartseer wees. As ek hoor my kar is gesteel en is afgeskryf, en as ek hoor die versekering, ek sal regtig afwees. Ek weet nie of julle ook afwees. Maar dit kom nie by as ek my kinders sou verloor nie. Ek het al 'n paar kinders begrawe, ek het al ouers se harte gesien breek. Ek kan net indink waar Job is. Dink julle Job is uit? Dink julle Job het rede om uit te wees? Ek dink so. Ek sou dalk uit gewees het. Ons lees verder, hoor wat doen Job? Ons lees, toe het Job opgestaan en sy klere geskeur, hy het ook al sy hare afgeskeer om te wys hy is in rou. Nou hoor wat sê Job nou? Dis wat hy gedoen het, hy het al sy hare uit sy klere geskeur om te sê, ouens, het iets gebeur. Ek kan nie maak of dit nie gebeur het nie. Maar hoor wat sê Job. Daarna het hy op die grond gaan lê en gesê, sonder iets het ek in hierdie wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Lees saam met my daar, 1, 2, 3. Wat het Job gedoen in sy donkerste uur? Hy het die Here geprys. En dis as jy net een ding huis toe vat, wanneer daai donker uur jou tref, dan is dit wat ons moet doen. Hoor wat het Job nie gedoen nie. Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyd nie. Hy het dit net gevat. Nou kyk, dis waar ek vanoggend met jou wil praat. Ek wil hê ons moet kyk na Job en hierdie vraag, hierdie stelling in ons eie lewe antwoord. Help, ek gaan deur 'n moeilike tyd. Help, die dag van onheil het my nou getref en ek voel alles is onrustig. Ek voel dinge loop skeef. Ek weet nie wat om te maak in my lewe nie. Ek wil vir jou 4 belangrike lesse gee uit Job se lewe. 4 vrae wat ek wil antwoord en ek hoop die Here help my so dat daai 4 goedjies in jou harte vashou pen, dat wanneer jou volgende krisis jou tref, dat jy gaan sê, this is my moment to shine in Christ. Hierdie is my oomblik. Hier is my oomblik om te wys wat in my steek. Ek doen nie dinge soos hierdie wêreld dit doen nie. Ek doen dinge anders, nie omdat ek soveel iets is nie, maar omdat die Here Jesus in my lewe is. Kan jy amen sê daarop? Is jy gereed hiervoor? Wil jy weet hoe om jou krisis te hanteer? Wel, hier gaan ons dit nou hanteer. So in my dag van onheil moet ek my 4 vrae vra. Die eerste vraag wat ek my moet vra is, gaan ek opreg leef? Kom ek verander die sin 'n bietjie. Gaan ek aanhou opreg leef? Baie mense gebruik hulle krisis as 'n verskoning om te val in sonde en te val in drank en te verval in allerlei slegte goeders en hulle lewe agteruit te laat gaan. Dis nie wat Job gedoen het nie. Job het hakke ingeskop as te ware en gesê, nee, nou is dit die tyd om vas te hou in die Here. Ons lees, in die land van Is was daar 'n man met die naam Job. Hy was vroom en opreg en het God gedien en het die kwaad vermy. En aan die einde lees ons, hy het aanhou om vroom te leef. Hy het aanhou om opreg te lewe. En ek wil 'n bietjie met julle praat, want ek dink hierdie is 'n belangrike vraag. Waarom tref onheil my? Waarom tref krisisse my? Hoekom gebeur hierdie goeters? Is ek nie veronderstel as kind van die Here om gevrywaar te wees daarvan nie? Dit is presies wat Job se antwoord is. Jy kan die Here dien met jou hele lewe, elke oggend op jou knieë wees. Ons lees dis ook wat Job gedoen het. Hy het gereeld offers gebring, selfs vir sy kinders. Dit is nie die Here se wil dat ons krisisloos leef nie.
As dit nie was vir Job se krisis nie, moes ek vanoggend iets anders gepreek het. Ek en jy het 'n storie om in ons eie lewe vas te vat en huis toe te vat, om ons hoop te gee as gevolg van die Here wat Job gebruik het. En die vraag is ek bereid om my lewe af te lê, sodat iemand anders gered kan word? Is ek bereid om deur 'n krisis te gaan, en Jesus te eer in my krisis, sodat God my lewe as 'n voorbeeld kan gryp, en sê, hier's Lizet, kyk hoe hanteer Lizet dit, kyk hoe hanteer Lizet hierdie krisis, en dit bring iemand anders by die Here uit. Okay, so, waarom tref dit my? Ons het gesê, was dit my fout? Was dit my fout? Hoekom tref? Partykeer maak ons foute, partykeer moet ek eerlik wees, en ons sê in Engels, to man up. Partykeer was dit my fout, en ek moet sê, hey, ek het 'n fout gemaak, dit was stupid. Nee, ek het eendag 'n teel met 'n hamer geslaan. Ek wil net 'n bietjie dieper inslaan, toe besef ek, jy slaan nie 'n teel met 'n ysterhamer nie. Dit is stupid. Jy kan niemand beskuldig daarvan sê, hoekom laat die Here dit doen nie? Jy kan dit nie doen nie. So, partykeer maak jy foute, partykeer was dit iemand anders se fout, partykeer doen ek sonde. Wie van julle doen sonde? Steek 'n bietjie op die hand, ek wil sien. Ja, julle weet wat gaan ek nou sê, nê? Sies vir julle. Ja, partykeer doen ek sonde en partykeer is dit maar net die Here se hand daarin, soos Paulus wat op pad Malta toe, op pad Rome toe, sink die boot en hy eindig op Malta. Was dit lekker? Nee. Was dit die Here se wil? Absoluut. Partykeer gaan ek en jy deur 'n krisis, en ek moet daai krisis as 'n offer gee en sê, Here, hier is dit. Ek wil nie dien daarmee. Okay, so ek moet regstellende aksie neem wanneer dit in my vermoë is om dit te doen. Ek moet. So, maak dit 'n saak van gebed. As jy in 'n krisis, dis waar jy begin. Jy begin op jou knieë. Jy begin voor die Here. Jy gaan na die woord toe en sê, wat leer God se woord hieroor? Wat moet ek doen hiermee? Ek sien hierdie krisis. Ek seker ek sê die eerste ou wat 'n krisis het nie. Dis wat ons vanoggend doen. Ons praat, wat doen ek in 'n krisis? Wat het Job gedoen? Ons gaan na die woord toe. Okay? Wat sê my mentors? Ek moet manne en vroue wat net so lief, indien nie liewer is vir die Here as wat ek is nie. Want ek weet, as ek na hulle toe gaan hulle na my lewe kyk en hulle gaan vir my sê, wat die Here vir hulle sê, om vir jou te sê. Hulle gaan vir jou goddelike antwoorde gee. Ons het nie nou nodig om mense, wat nie 'n ewigheidsperspektief se antwoord te hê nie. Ons het nodig om mense se antwoorde te hê, wat net so lief is vir die Here, wat sy oog op die ewigheid is. En dan kan ek besluit, wat moet ek doen? En as daar iets is wat ek kan doen, dan behoort ek dit te doen. Stem jy saam? Ek behoort dit te doen. Nou okay, terug by Job. Job was bekend vir sy opregtheid. Voor, tydens en na sy krisis. En dis waarvoor ek bekend moet wees. Nou okay, wat is opregtheid? Opregtheid beteken integriteit. Dit beteken dit wat in my hart is wat ek uitleef. Ek gee nie voor dat ek lief is vir die Here nie. Dit is werklik in my hart. Vanoggend wil ek jou vra, sê vir my, kan jy regtig met eerlikheid sê, jy het die Here Jesus aangeneem? Wys jou lewe dit. Wys jou lewe dat jy in die Here behoort. Want anders te leef jy 'n lewe aan die ander kant van die draad. Dis nie wat die Here vir jou wil hê nie. Dis nie wat die Here vir my wil hê nie. Is ek eerlik? Dis alles deel hiervan. Probeer ek heilig lewe? Probeer ek die Jesuspad volg? Soek ek die Here in my lewe? Soek ek die Here se wysheid wanneer dit kom by besluite? Leef ek vir Jesus? Is my lewe oorgegee vir die Here Jesus? Ek en jy moet so leef. Ek en jy moet vir die Here leef. Ons Paulus sê in Romeine 12 vers 1, en ek gaan vir jou in die week 'n prentjie stuur op ons community groep. Ek gaan niks sê nie om jou te herinner aan hierdie vers. Romeine 12 vers 11 sê, moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd, wie weet wat daai volgende woord is? Kenneth? Ek moes jou laat voorberei. Kenneth, jy gaan dit nou weer terug doen na my, nê? Ja. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig en dien die Here. Weet julle, daai Griekse woord vir geesdriftig is dieselfde woord wat jy gebruik as jy water kook, wanneer water besig is om te kook. Ek en jy, dis waar Louis Brits die term vandaan kry, kook vir die koning. Ek en jy moet kook vir die Here. Maak nie saak van my omstandighede nie. Ek moet kan kook in die krisis sodat ander mense my borrels van Jesus kan kry. Nou maak ek goed op soos ek aangaan. Maar julle kry die idee. Ek moet kook vir die Here. Ek moet wanneer hierdie dinge begin moeilik raak, dan moet my ketel aan. Ons het Afrikaans vir iemand wat jy sê as jy op pad is, sê jy sit so lank die ketel aan. Nê? Of hou die ketel gekook. Nee? Nou, ek dink ons moet dit vergeestelik en sê, wanneer Paulus sê, bly geesdriftig, dan moet jou geestelike ketel aanhou kook. Hou jou ketel aan die kook. Sê vir die ou langs aan, hou jou ketel aan die kook. Hou jou ketel aan die kook. Bly kook vir die koning. Bly kook vir die Here Jesus. Ek gaan vir jou ketel stuur in die week. Kan ek vir jou ketel stuur in die week?
Nie regte nie 'n prentjie. En dan wil ek hê jy moet vir my 'n thumbs up wys dat jy sê ek verstaan. Want die mense wat nie is nie, hulle gaan dan die preek moet gaan kyk online. Jy gaan sien die preek se online gaan dit weer so maak in die week. Sureta, 2 sekondes. Kan jy staan? Kan jy by my kom staan as jy gesond genoeg? Sureta het die laaste 3 weke, haar naam was in my preek. Sureta het die laaste paar maande, ek weet nie of dit maande is of weke, net skielik, nê, het Sureta 'n geweldige gesondheidskrisis deurgegaan. 'n Geweldige gesondheidskrisis. Ek bedoel, hierdie vrou was siek. Hierdie vrou was amper dood. Amper dood. Sy het my nee, jy moet nog 'n oomblik staan as jy nie omgee nie. So wat gebeur het, ek weet nou nie al die gesondheidsgoeders nie, ek gaan nie daar praat nie. Is dit reg, sorry, ek is bang ek sê goed verkeerd. Maar hier's wat ek wil hê julle moet weet, nê? Sy sê, ek haal jou woorde aan. Haar ma's 2 jaar terug oorlede, nê? Ons het jou ma 2 jaar terug begrawe. En haar ma het opgestaan en op die bed geval en so bly lê toe sy oorlede. En sy het in haar kop gedink, okay, hoe moet ek nou lê vir die mense om my te kry? En so verstaan julle waar sy was. En die Here maak 'n deur oop en sy beland in die hospitaal en hulle doen die operasie, maar ek was seker net 3 keer by jou in die hospitaal. En elke keer het hierdie vrou geblom in haar krisis. Hierdie vrou as ek daar instap, ek kon in haar lewe, ek kon Sureta, en ek is so dankbaar. Ek wil vir die Here dankie sê vir jou wat Jesus in jou krisis uitleef. Geef vir haar lekker aan 'n klap, Sureta. Is jy okay, Sureta? Okay, so, dankie Sureta. Haar naam was in my notas, maar toe kon ek nie in die hande kry om toestemming te vra nie, maar nou het ek haar vanoggend gevang. Dit is moeilik om nee te sê as jy op die spot gesit word, nê. Okay, so, nommer 2, in my dag van onheil, is dit belangrik dat ek moet besef, en ons het dit reeds genoem, maar ons het 'n geestelike oorlog aan die gang, en dis wat Job ons leer, in Job 1 vers 6 tot 8, onthou net, nê, Job weet nie hierdie dinge nie. Ons lees, ek en jy lees, hier's wat met Job gebeur, hier's wat in die hemel gebeur, hier's wat by Job gebeur, hier's wat in die hemel gebeur, maar Job weet dit nie. Hy weet nie wat aangaan nie. Ons lees in Job 1 vers 6 tot 8, op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan, en Satan was onder hulle. En toe vra die Here vir hom, maar waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord, ek het die wêreld deurkruis. En hoorie, ek wil net hê jy moet weet, hy het nie 'n 4x4 en ry deur die berge en hou kamp nie. Hy gaan soek moeilikheid. Hy gaan soek vir oom Billy en kyk hoe kan hy vir oom Billy laat val. Hy soek vir Cornelia. Hy soek jou. Hy wil jou laat val. En hy gaan hierdie hele wêreld en ons definitiewe spanning in hierdie oomblik, want hy het iets gesien wat die Here weet. En dis wat die Here toe opbring. Die Here sê toe vir Satan, en my dienaar Job het jy hom gesien. En dis asof Satan sê, natuurlik het ek hom gesien. Dis my frustrasie. Dis my frustrasie, want ek kan hom nie laat val nie, die man leef opreg. Hy sê, het jy my dienaar Job gesien? Hy sê, sy gelyke kry jy nie op die aarde nie. Hy is vroom en opreg, en hy dien my, en hy vermy wat kwaad is. Dat die Here dit van jou en van my sal sê, wanneer Satan by hom kom. Mag die Here my en jou seën, dat ek en jy so leef, maak nie saak of dit slegte tye, goeie tye is nie, dat as Satan my en jou wil gaan aankla en gaan sê, kyk nou wat doen die kind, dat die Here sal sê, het jy my kind gesien? Hy lewe opreg en vroom en hy vermy die kwaad. Maar Satan is nie op sy mond geval nie. Ja, antwoord. Nee, dis die volgende punt. Hou vas aan daai ene. So, wat ek en jy hier moet besef is, daar's gesprekke in die hemel. Daar's gesprekke in die hemel. Daar's gesprekke oor my en jou in die hemel. En dit is 'n belangrike ding om te kop en 'n belangrike ding om te verstaan, want wanneer die krisis kom, dan gaan ek, die krisis in my, hoekom doen die Here dit aan my, wat gaan die, nee, dan is ek half en half gefokus, want hierdie is 'n geestelike stryd, dis 'n oorlog, en daar's 'n paar goed wat ek vir myself moet sê, Efesiërs 6 vers 12 tot 13, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, jou krisis is nie 'n vleeslike stryd nie, dis 'n geestelike stryd, en ek en jy moet dit besef, ek weet nie of ek het, as ek 'n highlighter gehad het, wat ek in jou brein kon highlight, dan sou ek dit gedoen het. Okay, want dit moet gehighlight word. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees, en trek daarom die volle wapen. Nou oor hierdie wapenrusting wil ek 'n bietjie met julle gesels, so vinnig. Want sien, hoe ek en jy dink oor hierdie lewe, bepaal hoe ek besluite gaan neem. As ek nie 'n geestelike frame of mind het nie, vergewe die Engels, as ek nie 'n geestelike ingesteldheid het en 'n geestelike beoordeling het oor die goed wat om my gebeur nie, dan gaan ek dit vleeslik oordeel en dan gaan ek vleeslik optree. Dis belangrik dat jy dit moet weet.
En wanneer ek vleeslik optree, het ek baie beperkte toerusting en bronne om my te help om daardeur te kom. Ek moet na die wêreldse manier. So wat doen ek? Ek word kwaad, ek stamp my voete, ek skree op die ou aan die ander kant van die til en is blaas hoeter vir die taxi-bestuurder en ek doen al hierdie goed, ek vloek en skel en ek doen alles wat die wêreld doen en ek sê, maar ek sal van my belasting steel, ek sal dit vat, ek sal doen, ek sal die oneerlike want dis die metode van die wêreld doen. En dis wat ek doen as ek nie verstaan hierdie is 'n geestelike stryd nie. En ek moet my vra, waar is ek besig om te beklei? Is ek besig om vir die Here te beklei of is ek besig om teen die Here te beklei? Hierdie is belangrik. Hoe ek oor die lewe dink bepaal hoe ek na die lewe gaan kyk. OK, maak daai vir jou sin. So, Jesus gee vir my en jy die wapenrusting. Efesiërs sê, trek die volle wapenrusting aan wat? God vir julle gee. Kyk. Beveilig jou verstand. Beveilig jou verstand, jy kan dit doen. Dis waar die helm van verlossing gaan. Beveilig jou verstand, beveilig jou ore, beveilig jou oë. Jy kan nie enige nonsens gaan kyk op YouTube en Facebook en allerlei goed en jou voer en 'n dieet van ongeregtigheid voer en verwag jou verstand moet helder wees in jou dag van krisis nie. It's just not going to happen. Beveilig jou verstand. Beveilig jou geloof. Jy moet verstaan wat jy glo, jou skild van geloof. Jy moet verstaan wat die inhoud van jou geloof is. Jy moet verstaan hoekom jy glo wat jy glo. Jy moet verstaan, jy moet weet waar dit in die woord staan, sodat wanneer die vyand jou aanval, dat jy jou skild van geloof het om jouself te verdedig. Bly altyd in die waarheid. Dit het te doen met jou swaard en jou gordel. Maak seker dat dit nie net iets is wat jy ken nie, maar iets is wat jy leef. En dan leef in Jesus se geregtigheid. Dis jou borsharnas. Dis om 'n heilige en opregte lewe te leef voor die Here. En dan die laaste ene is leef Jesus uit. En dit is om jou skoene van bereidheid aan te trek om te sê, Here, as U wil hê my boot moet sink op pad na Malta toe, dan is dit so. As U wil hê ek moet deur hierdie pad stap, as U wil hê ek moet hospitaal toe gaan met ernstige geloofsprobleme en U kan verheerlik word daardeur. Here, dan is dit reg met my. My lewe is 'n offer vir U en ek gee dit vrywillig oor. Hierdie lewe is 'n geestelike stryd, ons kort geestelike wapens. Jy kan nie 'n geestelike stryd met vleeslike wapens stry nie. Kan ek dit herhaal? Jy kan nie 'n geestelike stryd met vleeslike wapens stry nie. Sê dit saam met my, 1, 2, 3. Jy kan nie 'n geestelike stryd met vleeslike wapens stry nie. Dis belangrik. Ek dink ons moet daai ding vasmaak. Ek het reeds Christus in my lewe. Ek het reeds, wie van julle kan sê ek het die Here Jesus in my lewe? Wie kan amen sê daarop? Amen? OK, so, en ek het die krag van die Heilige Gees. Hoe sal ek die wêreld so goed gaan gebruik as ek Jesus in my lewe het en ek het die Heilige Gees? Ek het die wapenrusting, ek het die gawes, ek het toegang tot die beste skatkisse van die heelal en dan gaan doen ek hierdie wêreld so goed. Nee, dis nie wat ek gaan doen nie. So herinner jouself aan dit. OK, nommer 3. Wat kan ons by Job leer in ons dag van onheil? Die vraag wat ek wil vra is, kan Jesus my vertrou? Kan Jesus my vertrou? Is dit nou net ongeraak? Want ons lees toe, onthou nou, die Here het vir Job, vir Satan gesê, het jy my dienaar Job ontmoet? Daar's niemand soos hy nie, hy lewe opreg. Nou, antwoord Satan die Here, dis nie sonder rede dat Job die dien nie. Hy beskerm hom dan. Hy beskerm sy huis, hy kan niks aan hierdie man doen nie. Hy beskerm sy huis, hy beskerm sy goed. Alles wat hy doen is voorspoedig. En hoor sy verontwaardigheid in die volgende sin. Hy sê, selfs, wat verontwaarding aandui, selfs sy veeteel vinnig aan. So wat het dit met hom te doen? Wat het dit met hom te doen? Maar raak nou net aan sy besittings. En kyk of hy nie in die gesig vervloek nie. As aan my besittings geraak word, as aan my goed geraak word, dus ek sal die Here dien, maar moenie my goed raak nie. Ek sê dit nie, ek dink dit nie, maar ek leef dit uit. Here, ek sal U dien, maar ek soek beskerming. Ek dink dit nie, ek sê dit nie, maar ek het daai tipe teologie. Toe sê die Here vir Satan, alles wat hy het gee, kan jou mag oor, net aan hom mag jy nie raak nie. Die Satan het van daar af weggegaan. Kan julle die absolute vertroue hoor wat die Here het in Job? Hy sê, hoor, hierdie is nie 'n goeie weerschristen nie. Hierdie is my kind. Ek ken hom. Ek weet wat in hom is. Ek weet, daai dag sal hy nie wegdraai van my af nie. Ek weet dit.
En julle, ons kan nou baie praat oor die onreg en ons kan baie praat oor ja, maar hoorie julle, Job se storie is nodig vir my en jou om te hoor. Mense predikante preek nie graag oor Job nie. Dis nie lekker, hulle maak nie flieks oor Job se lewe nie. Dis nie 'n lekker storie om te vertel nie. Maar hier's wat ek jou wil vra is kan die Here jou vertrou? Kan die Here jou vertrou vanoggend? En die vraag wat ek wil vra is, waarom dien ek die Here? Dien ek die Here want dis soos as ek die Here dien, dan het ek ekstra beskerming. Dis soos versekering wat ek het. Is dit omdat ek hoop die Here beskerm? Is dit omdat ek hoop die Here beskerm my eiendom? Ek wil ook vir jy weet vinnig uitbrei en aanteel. Ek wil dit ook hê. So ek dien die Here. Verstaan julle wat ek vra? Dien ek die Here vir al die voordele wat daar is? Of is daar werklik 'n dankbaarheid? Here, ek verdien absoluut niks nie. Ek verdien niks nie. Net om by Jesus se voete te wees is vir my genoeg. Al die ander goedjies is bonusse, maar weet jy, as jy dit wegvat, so what? Dit maak nie saak nie. Ek is net te bly ek kan gered wees. Ek is net te bly. My hart moet met daai dankbaarheid. Want as ek so lewe, dan is ek soos Job. Die Here, ek dra die Here se goedkeuring weg in my lewe. Dis 'n groot vraag. My lewe, dra dit God se goedkeuring weg. My lewe dra dit God se. Paulus skryf in 1 Tessalonisense 2 vers 4, God het ons gekeer. Hy het ons gekeer en die evangelie aan ons toevertrou. Dis 'n groot woord. Weet jy wat sê Paulus? Paulus sê die Here het my getoets en hy het vir my gesê ek slaag die toets en hy het die evangelie aan my gegee om uit te dra. Waar is ek en jy vanoggend? Slaag ons vanoggend daai toets, kan ons vir ouens, dis my gebed, dis hoe ek wil leef. En ek wil ons gemeente lei dat ons so 'n gemeente is. Amen. Onthou jou ketel. Hou jou ketel aan die kook. Sê vir die ou langs aan, vra vir hom, kook jou ketel. Kook jou ketel. Okay, so dit bring ons by die laaste ene. In my dag van onheil sal ek hom prys in die storm. As daai storm kom. Hoor wat sê Job? Hy sê, sonder iets het ek in hierdie wêreld gekom, sonder iets gaan ek. Weet jy wat sê hy eintlik in soveel woorde? Ek verdien niks nie. Hoekom verdien ek niks nie? Want hy sê, die Here het alles gegee, en as hy dit gegee het, hoekom kan hy dit nie wegneem nie? Die Here het gegee, hy het weggeneem. Dis nie myne in die eerste plek gewees, dit is net aan my geleen. Alles wat ek het is die Here se, en as die Here dit wil skuif, het hy nie die reg om dit te doen nie. Die Here het, en dan gaan hy verder, hy sê, sonder iets het ek in hierdie wêreld gekom, hy sê, prys die naam van die Here. Sê gou, prys die naam van die Here. Nou hoor wat doen Job nie. Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyd nie. Job het God geken, hy het God gedien, hy het 'n verhouding met die Here gehad, maar weet julle wat? Job het nie alles geweet nie. Job het eintlik min geweet. Ons weet meer as wat Job geweet het. Weet julle wat? Job het nie eens geweet of daar lewe is na die dood nie. Het julle dit geweet? Job het nie eens geweet of daar lewe is na die dood nie. Ons lees dit. Nou hardloop ek my notas verby. Job 14 vers 14. Sê Job. Nou, Job het intussen siek geraak. Hy is besig om dood te gaan. Hy lê en bepein sy lewe. Hy dink, dis dit. Ek gaan nou doodgaan. En hy vra die vraag, as 'n mens sterf, sal hy weer lewe? Ek weet dit nie eers nie. Ons weet dit. Ek en jy ken die Here Jesus. Hy het nie Jesus geken nie. Ek en jy weet van die krag van die Heilige Gees. Hy het dit nie geweet nie. Hy het nie eens geweet daar's 'n geestelike stryd aan die gang nie. Dink jouself daarin. Al het goed gebeur, jy verstaan niks nie. Al wat jy weet is jy ken God en jy's lief vir hom en jy gaan vas aan hom al is dit die laaste ding wat jy doen. Al weet jy nie eers. Sit jy in Job se skoene wat nie eers weet, hier gaan ek gaan nou dood. Klaar, poegai, hier's ek nou. Gaan my asem uitblaas. En dis dit. Weet jy, dink jouself gou in iemand wat nie in God glo nie. Dis hoekom die wêreld so tekeer gaan. Want as jy nie glo in lewe na die dood nie, as jy nie glo in die oordeel nie, dan is hierdie lewe dit. Ek moet alles uitkry. Dis soos hierdie mandjies wat hulle in die winkels het, dan blaas hulle 'n vletjie, dan moet jy kyk hoeveel jy in 60 sekondes kan inlaai. Ken jy daai storie? Niemand wil my roep om dit te doen nie. Ek weet nie hoekom nie. Ek sal daarvan hou. Sweetsrakke, hier kom ek. Maar hier's die ding, dan gaan jy uit hierdie lewe. En Job het nie eens geweet nie en nog steeds hou hy vas aan die Here. Hoeveel te meer moet ek en jy nie aan die Here vashou in ons storm en hom bly prys nie. Amen. Ken of jy kan opkom. In sy donkerste uur prys die Here. Ouens, ek wil hier eintlik maar afsluit. En ek wil met jou kom praat, ek wil met jou kom pleit.
hier so 'n kind van die Here deur 'n storm gaan. Hy besef dis 'n geestelike stryd. Hy besef, ek kan nie hierdie geestelike stryd met vleeslike wapens stry nie. Ek kan dit nie. Ek moet 'n koninkryk ingesteldheid hê. Ek moet verstaan, ek gaan deur hierdie krisisse, deur die krag van die Heilige Gees. Het jy sonde gedoen? Sê vir my, is jou krisis as gevolg van jou eie foute, as gevolg van jou sonde? Gaan na die Here toe, val op jou knieë. Sê, Here, ek is 'n sondaar, vergewe my. Ek het die Here Jesus, is jy vanoggend hier, jy ken nie eers die Here Jesus nie, jy is hier omdat iemand jou genooi en jy hoor baie keer praat ek oor die evangelie, jy het tog nie eens die Here Jesus aangeneem nie. Dis die eerste stap, vanoggend wil ek by jou kom pleit. Dis waar jy begin. Jy val op jou knieë en sê, Here, ek is 'n sondaar, ek het 'n redder nodig. Asseblief red my. Moenie hier uitstap voordat jy nie sekerheid het dat jy 'n kind van die Here is. Moenie dit doen nie. Moenie daai kans vat nie. Maar vir julle wat hier sit en sê, maar ken die Here. Ouens, ons kan nie soos die wêreld deur hierdie krisis gaan nie. Ons kan nie. Wanneer jou krisis kom, is dit jou tyd om te wys wat binne in jou steek. En ons moet soos Job, in ons donkerste uur, moet ons die lig bring. En sê, die Here het gegee. Die Here het geneem. Prys die naam van die Here. En onder alles het Job God niks verwyd nie en hy het nie sonde gedoen nie. My gebed is dat ek en jy daai krag sal hê, dat ons 'n gemeente sal wees, dat maak nie saak hoe groot die storm is nie. Dat ons soos 'n paal geplant sal bly wees in die Here Jesus en sê, ek is hier vir groter dinge. Ek is hier vir groter dinge. Kom ons sluit die oë. Nou bid ons saam. Vader, U weet waar ons elkeen is. U weet wie's besig om deur krisisse te gaan. U weet wie's besig om swaar te kry en regtig te worstel en seer het en kwaad het. En Here, U weet baie keer dan is ons so onder die versoeking om dinge te hanteer soos wat die wêreld dit hanteer. Maar Here, kom deur die Heilige Gees en kom rig ons oë weer op die Here Jesus om ons te herinner, ons kan nie 'n geestelike stryd met vleeslike wapens veg nie. U roep ons vir 'n hoër lewe. U roep ons vir 'n hoër lewe. En Here, ek pleit sodat iets in ons hart sal vasmaak, dat ek vanoggend hier 'n besluit sal neem saam met U om te sê, ek gaan die Here prys in my storm. Ek gaan nie sondig wanneer die storm kom nie. Ek gaan nie afvallig raak nie. Ek gaan nie wegraak nie. Ek gaan nie wegkruip nie. Ek gaan staan. Terwyl daai gesprekke in die hemel afgaan en besig is om te gebeur, gaan ek 'n getuie wees. Here, soos wat ons vandag baie jare later oor Job se lewe praat, dat my lewe 'n offer in U naam sal wees, dat mense nie sal praat oor my nie, maar oor om te sê, omdat daar 'n man was, omdat daar 'n vrou was wat volhard het in hierdie krisis, soos Soreta. Ek dank U, Here, vir Soreta se getuienis. Ek dank U so daarvoor. Here, ek kom vra dat U jou ook sal aanraak, sy heeltemal sal genees. Maar Here, vir ons wat vanoggend hier is, dat ons krisis vir 'n offer sal gee vir U. As jy vanoggend jou krisisse van hier af vorentoe as 'n offer vir die Here wil gee om te sê, Here, U het gegee, U het geneem, ek prys U naam. As dit jy is, wil ek jou uitnooi om te staan, maar dit moet regtig 'n besluit wees in jou hart om te sê, Here, ek gaan nie meer my geestelike stryd met vleeslike wapens stry nie. Ek wil vir jou bid, as dit is wat jy sê, hier's ek. Here, ek wil dit so doen. Ek wil U prys in my storm, wil ek jou uitdaag om te staan daar waar jy is. Maar as jy nou staan, dan beteken dit jy sê iets. Dit is nie 'n maklike pad nie, dit is 'n moeilike pad. Maar jy staan op om te sê, luister, wanneer ek deur my krisis gaan ek nie met opgeblaaste wange loop en kop onderste bo loop en kla, sê die wêreld is onregverdig nie. Ek gaan sê, ek het net een woord. Die Here het gegee, die Here het geneem. Julle moet dit saam sê, die Here het gegee. Sê hom weer, die Here het. Ek wil vir julle bid. Kom ons bid saam. Vader, U sien ons staan, ons wil ons krisisse voor U bring, Here. Ons wil nie soos die wêreld die krisisse hanteer nie. Vanoggend kom vra ek dat U in ons harte hierdie ding sal vasmaak, dat ons uit Job se lewe sal leer. Die Here het gegee, die Here het geneem. Prys die naam van die Here. En onder alles het Job nie teenoor die Here gekla of gesondig nie. Wie kan amen sê? Amen.